Goeiemôre, baie welkom by ons erediens. Ons gaan ons diens begin met die oproep om stil te word voor die Here. En dit sing ons uit Vonk 72 se eerste vers. Wees stil, want die Heilige is hier. Wees stil, want die Heilige is hier, en ons Ek lees vir ons 'n aanvangswoord aan die hand van Psalm 130. Uit die dieptes roep ek na U, Here. Luister tog na my, hoor tog my hulpgeroep. Ek stel my vertroue in U, Here. Ek vertrou op U. Ek wag op die vervulling van U woord. Kom ons antwoord op hierdie woorde uit Psalm 130 met die sing van lied 508 uit die liedboek en ons erken dat die Here die vaste rots is waarop ons bou. Liedboek 508 vers 1 en 2. Broers en susters, genade en vrede vir jou van God ons Vader en van ons Here Jesus Christus, wat deur die kragtige werking van die Heilige Gees hier by en om en in ons is. Ons gaan stil word in 'n gebed voor die Here en min of meer weer dieselfde woorde van Psalm 130 echo. Here, by wie daar troue liefde is, by wie verlossing seker is, hoor tog my hulpgeroep en luister tog. Ek wag op U, Here, want by U is daar vir my uitkoms. My siel wag op U, Here, meer as wat die nagwagte wag op die dagbreek, want U waarborg die vervulling van U woord. Ek vertrou op U, Here, want alleen by U is verlossing seker. In U genade word ek vergewe en genees. U alleen is my verlosser. Mag die woorde van my mond en die oordenking van my hart, mag dit vir U welbehaaglik wees voor U aangesig, o my Here, my rots en my verlosser. Op hierdie gebed antwoord ons met die
Met die sing van Vonk 102 mag die woorde van my mond en die gedagtes van my hart vir u mooi en aanneemlik wees. Vonk 102. Ons sing die een vers. Mag die woorde van my mond en die gedagtes van my hart vir u bly maak oor my hoofd en vir u mooi wees oor my head. Let the words fall of my mouth, the meditation of my heart, be delightful in your sight, and give you pleasure, my Redeemer. Mag die woorde van my mond en die gedagtes van my hart vir u bly maak oor my hoofd en vir u mooi wees oor my head. Let the words fall of my mouth, the meditation of my heart, be delightful in your sight, and give you pleasure, my Redeemer. Mag die woorde van my mond en die gedagtes van my hart vir u bly maak oor my hoofd en vir u mooi wees oor my Kom ons bid saam. Kom o lig en verlig die duister in my. Kom o lewe en wek my uit die dood. Kom groot geneesheer en heel my wonde. Kom vuur van goddelike liefde en verteer my sonde. Verwarm my hart met u liefdesvlam. Kom my koning, kom sit op die troon van my lewe en regeer my lewe. Want u alleen is my koning, my Here. Amen. Ons lees vanoggend uit Markus 5, daarvan af vers 21. Markus vertel van die wonderdade wat die Here Jesus verrig in die lewe van gewone mense wat met hulle alledaagse sorge, met siekte en dood voor hom kom staan. Ons lees vanoggend weer hierdie twee lewensgetroue verhale van intense lyding wat oor jare strek en ook oor die skielike dood van 'n kind wat 'n mens so diep in jou hart ruk. En in hierdie gebeure is Jesus teenwoordig en handel hy met sy mense met deernis en in genade. Die werke van God en spesifiek die genesing van die vrou en die opwekking van die dogtertjie van Jairus roep baie ingewikkelde vrae in 'n mens se hart na vore. En een van die kwellendste vrae is seker maar, waarom word alle mense nie genees nie? Waarom stop God gewoon nie die lyding wat so hoogty in ons samelewing vier nie? En tog weet ons dat nie een van ons lyding en hartseer in die lewe kan ontwyk nie, want daarvan praat Markus in hoofstuk 5. Ons lees vers 22. Een van die raadslede van die sinagoge, 'n man met die naam Jairus, kom toe net by Jesus aan, en toe hy vir Jesus sien, val hy op sy knieë voor hom neer en hy smeek Jesus dringend: "My dogtertjie lê op haar uiterste. Kom lê tog u hande op haar, sodat sy gesond kan word en lewe." Jesus het saam met hom vertrek en 'n groot skare het hom gevolg en teen hom gedruk. Vers 25. Daar was ook 'n vrou wat 12 jaar lank aan bloedvloeiing gely het. Sy het baie onder die behandeling van die dokters gely en sy het alles wat sy gehad het daaraan bestee.
Sy het egter geen baat daarby gevind nie. Haar toestand het eerder vererger. En sy het van Jesus gehoor en in die gedrang gekom en van agter aan sy klere geraak, want het sy gedink, as ek maar net aan sy klere kan raak, sal ek gesond word. En dadelik het die bron van haar bloedvloeiing opgedroog en sy kon in haar liggaam agterkom dat sy van haar kwaal ontslae was. Daarom sê Jesus vir haar, dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede, wees vergoed van jou kwaal genees. En terwyl Jesus nog met die vrou praat, kom daar mense van die raadslid van die sinagoge se huis af en sê vir hom, die dogter het gesterwe. Waarom val u nog ons leermeester lastig? Vers 36. Jesus het egter met die een oor gehoor wat gesê word, en hy sê toe vir die raadslid van die sinagoge, moet jou nie ontstel nie, bly maar net glo. Tans in hierdie verskriklike COVID-era gekonfronteer met dood en met siekte en met risiko. Min dinge is seker in ons tyd. En in 'n tyd soos hierdie boei die twee verhale van Markus 5 'n mens eintlik besonder baie. Ons lees en ons hoor van daaglikse verwoestende siekte en dood om ons. Ook in hierdie twee verhale van Markus 5 lees ons van siekte en dood, maar ons lees ook van die lewegewende Here wat hulle te midde van die grootste ellende ontmoet. Soos destyds openbaar God homself vandag nog as die lewende en die genesende. En tog wonder 'n mens, wat sê Markus 5 vir ons dag, vir ons? Wat sê Markus oor geloof en die uitkoms uit die ellende van ons bestaan? Die verhaal begin met die raadslid van die sinagoge waarskynlik in Kapernaum wat by Jesus om hulp kom aanklop, omdat sy dogter sterwend is. Die man is in die nood en hy sê vir Jesus, my dogtertjie lê op haar uiterste. En elkeen wat 'n siek kind gehad het, sal weet wat so 'n situasie aan die hart van 'n ouer doen. En die siekte is vir hierdie pappa se dogter lewensbedreigend. Soveel so dat dit Jesus se onmiddellike aandag verg. Want akute nood het mos die manier om 'n mens so diep in jou hart te ruk. Maar ons lees nie net van Jairus se nood nie. Ons lees ook van sy geloof as sy by Jesus pleit, kom lê net u hande op haar, sodat sy genees kan word en lewe. En daarom is ons bly as Jesus sy versoek toestaan en dadelik met hom vertrek na waar die dogtertjie is. Maar hierdie kind is nie die enigste een wat siek is in Markus se verhaal van hoofstuk 5 nie. Hy skryf vir ons in vers 25, daar was ook 'n vrou, 12 jaar lank siek, sê Markus. En hoewel haar siekte besonder erg is haar toestand tog kronies van aard en nie so lewensbedreigend nie. Sy het verskillende dokters besoek in die hoop dat iemand haar kan help. In die proses het sy alles wat sy gehad het daarop spandeer. So sy is arm en eensaam, alleen gelaat. Haar toestand het net vererger ten spyte van hierdie aanhoudende en duur behandeling. Die realiteit van haar lewe was dus dat sy 'n hartseer vrou was. Sy was nie net siek nie, sy het arm geword vanweë die onkoste. Sy was waarskynlik ook uitgestoot uit groepe en geselskap. Sy kon nie kerk toe gaan nie vanweë haar onrein aard, soos Levitikus 12 sê. Sy was onwelkom. En hierdie jarelange siekte en nood het geweldig hoë eise aan haar gestel en het dramatiese implikasies vir haar ingehou. En hierdie arm, verworpe vrou vestig haar hoop op Jesus. Sy glo, as ek net aan sy klere kan raak, sal ek genees word. En dit doen Jesus ook.
Hy ontferm oor haar en hy gee haar 'n kans om haar storie te vertel. En dit moes seker vir hierdie vrou die wonderlikste en bevrydendste oomblik gewees het. Al die jare is sy siek, niemand luister meer na haar storie nie, en hier kom Jesus, en hy stop by haar, en hy luister na wat sy sê. En Jesus doen niks minder vir haar as wat sy vra om genees te word. Jesus gee as dit ware haar lewe vir haar terug. En in die gesprek wat volg, die merkwaardige woorde: jou geloof het jou gered. Die feit dat Jesus eers tyd aan haar afstaan, het gevolg dat die dogtertjie wat op haar uiterste was, sterf. En omdat ek en jy die einde van die verhaal ken, is dit nie eintlik vir ons 'n probleem nie. Maar 'n mens kan jou net voorstel wat in die hart van hierdie pappa geleef het, hoe hy gevoel het dat Jesus nou nie dadelik kom nie. Wat vir die vrou seker 'n wonderlike ervaring was vir Jairus louter hel. En terwyl hy seker ongeduldig in sy gemoed geword het, bly hy beleefd. En hy wag dat Jesus na hierdie arme vrou se hele lewensgeskiedenis luister. En terwyl hy wag, sterf sy kind. Hy wat Jairus is, het ook in Jesus geglo, nes hierdie vrou. Selfs al was hy 'n raadslid van die sinagoge, wend hy hom tot Jesus in weerwil van die groeiende teenstand van die Jode teen Jesus. En hy verklaar sy geloof baie duidelik: Here, kom, lê u hande op my kind, sodat sy gesond kan word. Hy glo dus dat Jesus die mag het om sy kind gesond te maak en ook haar lewe vir haar volledig terug te gee, net soos hy die vrou sin vir haar teruggegee het. Maar nou dat Jesus so lank gedraai het, sterf sy kind. Sy huismense wat die boodskap bring sê, moet nou nie vir Jesus langer mee pla nie, want duidelik glo hulle ook nie meer dat Jesus iets kan doen nie. 'n Mens kan nie help om te wonder wat in Jairus se hart aangegaan het nie. Ons weet nie. Die Bybel sê ook nie vir ons nie. Wat ons wel sien is dat ook in Jairus se geval daar nie sprake is van onwrikbare wonderwerkende geloof by hom nie. Nee, die krag in hierdie situasie kom van Jesus af en nie van hom af nie. Dit is Jesus wat hom troos. Dit is Jesus wat hom bemoedig met daai pragtige woorde: moet jou nie ontstel nie, bly maar net glo. Vers 36, bly maar net glo. En wanneer Jesus by die huis aankom, saam met die binnekring disippels en die ouers, is dit nogal met die boodskap: hierdie kindjie slaap. En die mense lag hom uit. En ons moet ook nou nie te hard oor hulle oordeel oor hierdie gelag nie, want hierdie gelag is ten diepste die oorblufte reaksie van verdriet en hoop wat skielik verlore is. Hierdie mense het geweet wat dood is. Hulle het geweet wanneer iemand dood is dit verby. Dat dit 'n pynlike situasie is waar. Hulle het nou nie tyd vir speletjies en vir grappies, terwyl hulle weet alles is verby. Daarom lag hulle vir Jesus as hy sê, maar sy slaap net. En wat ons agterkom is, hulle het geweet wat siekte is, wat dood is, maar hulle het nie geweet wie Jesus is nie. Later sal hulle egter ook weet dat by Jesus is daar lewe en hoop. In lewe en in dood is daar by Jesus hoop. Want Jesus wek die dogtertjie uit die doodheid op met daai bekende woorde: Talita koum, dogtertjie, staan op. By al die veronderstelde trane van vreugde en blydskap sê die Bybel ook dat die mense stom van verbasing was. Daar was nou nie meer plek vir 'n siniese gelag nie. Daar was net plek vir hierdie stille dankbaarheid en respek vir Jesus. Ook vir geloof in hom, wat die groot geneesheer is. Hierdie twee verhale vertel uitstekend hoe
werk geloof prakties? Die tekste fokus op die rol van geloof in genesing. Die teks praat van hierdie byna outomatiese natuurlike geloof van die vrou wat so lank siek was. Hierdie teks praat van die amper sterwende geloof van Jairus wat nadat die kind sterf eintlik niks meer van Jesus verwag het nie. Maar die sleutel agter hierdie genesings lê op 'n ander vlak as die geloof van die wat genees word. Die sleutel van die genesings lê in 'n verhouding met Jesus. 'n Verhouding van afhanklikheid van hom as die lewende Here. Want wanneer geloof op hom gerig is, kom God se krag in werking. En so nooi hierdie twee verhale ons uit om te bly glo. Te bly glo in die een wat lewe en dood in sy hande hou. Of ons lewe, of ons genees word, uit 'n ernstige siekbed opstaan en terug gaan huis toe, of dalk nie. God is ons troos en ons hoop. In lewe en in sterwe lê ons hoop by hom alleen. 'n Eksegeet skryf in sy kommentaar op Markus dit min of meer so: die een voorwaarde vir God se werk is dat ons hom vertrou. Ons word geroep om afhanklik van God te wees, God te vertrou, God te gehoorsaam. En dit is die Bybelse betekenis van geloof, dat geloof vertroue is. Geloof is veel meer as die blote intellektuele instemming of begrip van die woord. Want so 'n persoonlike, vertrouende geloof is die enigste en eintlik die beste uitdrukking van ons eie hulpeloosheid. Terwyl dit ook die treffendste uitdrukking van God se mag en gesag is. Geloof en vertroue vertel iets van my afhanklikheid. Geloof en vertroue vertel iets van God se almagtigheid. Genesing is iets anders as die uitspreek van 'n formule. Genesing is iets anders as magiese woorde. Genesing se sleutel is die openheid en die vertroue in die God wat lewe en genesing gee. Broers en susters, in hierdie verhaal wil Markus vir ons herinner dat Jesus so treffend vir Jairus sê, moenie vrees nie. So amper as hy vir hom sê, moenie twyfel nie, glo net. Dit is 'n belangrike frase in hierdie twee verhale. Ons grootste moontlike geloof kan nooit 'n 100ste gedeelte van God se goedheid omvat nie. Daarom moet ons waak, sê Calvin, dat ons harte nie ineenkrimp van vrees nie. Maar moet ons, in plaas van om te vrees, net bly glo. Geloof, die geloof van die persoon wat genees word, speel 'n baie groot rol in wondergenesings deesdae. Ons sien ook die rol van geloof in hierdie twee genesings wat Markus van ons vertel. Maar naas die geloof van die een wat genees word, speel die geloof van die een wat bid, saam bid, feitelik 'n nog groter rol. Ons sien dit in Lukas 5, waar die verlamde man se vriende niks ontsien het om hulle vriend by Jesus uit te kry nie. Hulle laat hom selfs deur die dak sak, sodat hulle vriend net by Jesus kon uitkom. Dat hy vir Jesus kon sien en Jesus hom kon sien. Dit sien ons ook by Jakobus 5, as hy sê, as die ouderlinge bid, sal daar genesing kom. So die geloof van die individu is verskriklik belangrik, maar hierdie gemeenskaplike geloof
is ewe belangrik. Maar, en dit is belangrik, daar's geen bloudruk oor hoe geloof lyk nie. Daar's nie 'n beeld in die Nuwe Testament van die tipiese perfekte geloof wat die minimum standaard voor Jesus sou haal sodat Jesus sou reageer met genesing of uitkoms nie. Nie die geloof in die een wat siek is nie, ook nie die geloof in die een wat bid nie. As 'n mens byvoorbeeld hierdie vrou se geloof moet beoordeel, sal 'n mens sê dit was ietwat van 'n twyfelagtige geloof. Sy het byna 'n magiese vertroue in die mag van Jesus gehad dat net sy kleed sal veroorsaak dat die mag en genesing na haar toe vloei. Mens wil amper sê is vir ons bietjie vreemd. Maar ten spyte van haar byna vreemde geloof, raak Jesus haar aan en sy word genees. Daar's nie sprake van perfekte geloof by een wat genees word nie. Net maar die fokus op Jesus, dat hy die een is wat hom op een of ander manier sal ontferm oor iemand wat in nood na hom roep. En Jesus ontferm hom oor die vrou en hy genees haar. Ons sien dieselfde ook in Jairus se geval. Jesus sien raak dat Jairus nou nie heeltemal seker is of geloof regtig genoeg is nie. Veral toe hy hoor dat sy dogtertjie dood is, dat daar 'n vertraging was, weet Jairus nie, begin hy twyfel. En Jesus kom Jairus tegemoet. Ten spyte van geloof wat nie so sterk aanwesig is nie. En hy neem hom eintlik na 'n nog groter wonder as net genesing. Hy versterk sy geloof as hy sien hoe Jesus sy dogtertjie opwek uit die dood. Jy sou met reg kon vra, wat is dan nou eintlik die oorsaak van die genesing hier in Markus 5? Is dit die vrou se geloof? Is dit Jairus se geloof? Of lê die krag nie veel eerder in Jesus ten spyte van die gebrek of die gebrekkige aard van hulle geloof nie? Eintlik behoort 'n mens Jesus se krag en mense geloof of gebrek daaraan nie so direk teen mekaar te stel nie. Dit is duidelik dat beide 'n rol speel. Die vrou se misplaaste geloof, Jairus se twyfelende geloof, maar dit is om God se wil dat Jesus hulle beide aanraak en hierdie versterkende woorde gee. Jou geloof het jou gered. Jou dogtertjie slaap, staan op meisiekind en word wakker. Is God se krag wat hier aan die werk is. Nie die geloof van hulle wat in nood voor hom staan nie. Dis nie hulle geloof wat die deurslag gee nie, maar dit is God se krag in Christus Jesus wat die sleutel van hierdie verstaan is, want die fokus is altyd op Jesus en sy wil vir die wat ly is natuurlik om geloof te hê, groot geloof te hê, maar 'n groter geloof in die groot God te hê. Die skrif verwelkom 'n gelowiges wat 'n ontwyfelbare geloof in die almag van God het. Maar die verhaal leer ons ook eintlik verder dat dit God se krag in Jesus is wat aanraak, wat uitkoms bring. Juis wanneer ons in sulke volslae afhanklikheid voor hom gaan staan. Wanneer ons by wyse van Spreuke bloot net die moeite doen om aan sy kleed te raak en te bly glo. Aan diegene wat so in geloof en afhanklikheid na Jesus toe kom, sê Jesus altyd, jou geloof het jou gered. Talita kum, staan op. Maar diegene wat nie so na Jesus toe kom nie, sal nooit hierdie salwende woorde uit sy mond hoor, jou geloof het jou gered nie. En
Terwyl ons, wat ons slotlied vanoggend is, in die 292 sing, maar my enigste troos in lewe en in dood, is dat ek aan Jesus Christus behoort. Kom ons sluit ons diens af en ons sing die 2 verse van Liedboek 292. My enigste troos in lewe en dood is dat ek aan Jesus Christus behoort. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop. Dis my anker, my vaste woord. Ek behoort aan die Here, niks sal my ooit van hom kan skei. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop. Dis my anker, my vaste woord. Die doop is die seël dat die Heilige Gees by 'n kind van God die Vader laat wees. Sy onfeilbare woord is die gids wat ons lei. Deur sy liefde bewaar hy my. Ek behoort aan die Here, niks sal my ooit van hom kan skei. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop. Dis my anker, my vaste woord. Vader, ons bid nou dat die genade van U wat ons koning is en die liefde van Jesus wat ons verlosser is en die nabyheid van die Heilige Gees wat ons leidsman en trooster is. Here, ons bid dat hierdie ryke seën van U en sy ryke volheid met elkeen van ons sal wees, vanoggend, maar ook vir altyd. Amen. Ons praat volgende week weer aan die hand van Markus 5 oor die knellendste van knellende vrae. Maar waarom in Jesus se tyd is net hierdie dogtertjie van Jairus genees, terwyl daar waarskynlik baie ander was wat siek is en ook gesterf het? Waarom word nie almal gesond wat na Jesus toe roep nie? Dit is ons tema vir volgende week. Geniet 'n salige Sondag en sterkte vir die week wat voorlê. Goeiedag.